Ek het nou gewonder oor wat die laaste teks sal wees wat ek nou al gebruik in hierdie hele reeks oor die ete. En die een moontlikheid was ook waar Jesus saam met die Fariseërs geëet het. En toe het hy vir die mense gesê, maar julle moet nie altyd die voorste gestoeltes inneem nie, wees nederig en gaan sit agter, want net nou sê iemand vir my staan op, jy moet 'n belangrike persoon in die voorkom sit, en as het vir jou skan, as jy agter toe moet skuif. Toe besef ek, maar dis uit totale nederigheid wat almal daar agter sit. Maar toe het ek gister die eintlike waarheid geraak gelees. Iemand het gevra, hoekom sit mense altyd agter in die kerk? En dis daar 'n prentjie van die dominee wat in die voor staan en dan sit leeg en agter sit mense. Hoekom sit mense op die agterste banke in die kerk? En toe sê iemand anders, omdat daar nie banke op die parkeerterrein is. So, vir julle wat nou eintlik op die parkeerterrein wil sit, maar wel oor ons sit eintlik so die afgelope paar sondae 'n bietjie stil gestaan by kosnood en honger en wanvoeding, en toe het Dani vir my gedeelte voorberei vir gebedsmoment rondom waternood. Ek dink ons besef miskien nie altyd wat 'n krisis daar vir ons dalk op hande kan wees, ook rondom water nie. En ek gaan sommer net so 'n paar punte uitlig wat hy vir ons hier geskryf het, en dat ons dan ook vanoggend regtig daaroor ernstig tot die Here sal bid. Klimaatsverandering, weet ons, is 'n groot bydrae vir werklikheid, wat dan eintlik bydra tot 'n groot krisis wêreldwyd. Ons het gelees en verneem van die uiterste warm toestande in Europa, dat daar letterlik duisende mense dood is weens die geweldige hoë temperature in Europa. En dan het ons hierdie week gelees van al die brande, onder andere in Spanje en Portugal, dink ek. So ons besef dat daar 'n geweldige verandering in die natuur is, en daarmee saam is daar dan ook 'n bedreiging vir ons waterbronne. Daar word voorspel dat daar later hierdie jare baie ernstige El Niño verskynsel in die Stille Oseaan mee ontwikkel is. Ek het nou nog net hierdie week ook 'n artikel daarvan gelees op Netwerk 24, waar kenners voorspel dat ons geweldige hoë temperature ook hierdie somer gaan hê, wat gepaard sal gaan met minder reën aan die begin van die reenseisoen, baie reën en dan later minder reën. Ons het iets daarvan gesien ook in die Weskaap, wat nou onlangs hierdie geweldige oorstromings gehad het, en nou is daar geen opvolgreën nie. En ek het ook gelees dat die Kaap is ook klaar weer bekommerd oor die damvlakke. Daarmee saam is daar geweldige besoedeling in ons riviere en ander waterbronne, en agteruitgang van die infrastruktuur, wat ook ernstige gevolge vir ons waterbehoeftes het. En dan besef ons, wanneer daar nie water is nie, kan daar ook nie suksesvolle boerderyaktiwiteite wees nie. En as daar nie boerderyaktiwiteite is nie, en ons nie kos nie, so ons het dan die kos op water nie. En kom ons dink maar 'n bietjie, wat kan ons bydra ten opsigte van waterkrisis? Hoe lank loop ons kraan onnodig dalk, en hoeveel water vermors ons het daar afgelope 2 weke ook bietjie stil gestaan by hoeveel kos ons vermors. Kom ons dink ook oor hoeveel water ons vermors.
voor lê en dat die Here vir ons ook in ons land sal help wat dit aanbetref. Ek wil graag geleentheid gee vir gebed. Here, ons was maar eintlik ons lewe lank net gewoon daaraan as ons 'n kraan oopgehad en kom daar water uit. Maar ek glo elkeen van ons wat vanoggend hier is, het ook by die afgelope tyd beleef dat daar soms nie water in die kraan is nie. En dat ons soms wateronderbrekings het, om watter rede ook al. Maar ons weet dat daar dele in ons lande ons land is wat geen water het nie, en dat daar vir maande en weke in die water uit die kraan kom nie. Baie keer as gevolg van droogte. Ons het al baie beleef hoe dat boerderygemeenskappe uiters swaar kry, omdat daar nie reën is. En dan hoor ons hierdie voorspellings van weerkundiges. Ons sien die uiterste warm toestande wat daar in die noordelike halfrond was. Ons hoor van die geweldige brande. Ons weet in ons eie land is daar dikwels ook verwoestende brande. Ons wil dan ons land volgende aan die opdra ook wat ons waterhulpbronne aanbetref. Dankie dat ons daarvoor kan bid. En soos wat ons vir kos kan bid, dat ons ook vir water kan bid. En as ons met mekaar praat oor hoe ons kos vermors, dan moet ons ook met mekaar praat oor hoe ons water vermors. En as elkeen van ons net 'n klein bydrae lewer, dan kan dit op die einde 'n reuse verskil maak. En ons kan maklik sê, ag, ek kan maar die koue water in 'n emmer opvang totdat daar warm water uit die kraan kom en dit dalk iewers op 'n plant gaan gooi, maar my bure doen dit nie, hoekom moet ek dit doen? Maar Here, as ons by ons eie huis begin, dan kan dit dalk uitkrim verder en verder. So wil ek ook vir ons leiding gee daarin, maar dankie dat ons nou reeds ook kan bid vir die reenseisoen wat voor lê, en dat ons kan bid vir die waterhulpbronne in ons land. Ons doen dit regtig in groot afhanklikheid in die naam van die ewige God. Amen. en vir hulle verlossing bewerk. 'n Sterk verlosser het hy vir ons laat opstaan uit die huis van sy dienaar Dawid. So het die Here dit al lank reeds beloof deur die mond van sy heilige profete, om ons te verlos van ons vyande en uit die hand van al ons haters,
om hom te ontferm oor ons voorvaders en sy heilige verbond te onthou. Amen. Aan almal in Meyerspark, wat deur God geroep is en vir wie hy lief het, en wat aan hom behoort, genade en vrede vir julle van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Kom ons antwoord dan ook met 'n loflied op die groet van die Here en ons staan en loof hom met die volgende. Oh
keer hoor van mense in nood wat na U toe kom. Dankie dat ons ook in ons nood na U toe kan kom. Dat U vir ons 'n bron van krag is. Dat ons na U kan verlang, soos wat 'n dier na water verlang. Here, ons weet daar is vandag duisende mense wat na U verlang en wat na 'n stukkie brood verlang. En dankie dat ons weekliks ook 'n offergawe aan U kan gee uit dankbaarheid vir dit wat U vir ons gee en vir dit vir wie U is, die Heilige God. Ons eer en aanbid U deur ons offergawe. Ontvang dit dan ook vanoggend as ons dit met blydskap vir U gee en gebruik dit ook in U koninkryk. Amen. Vir die van die wat vergeet het, ek het 'n kollega en hy het gesê hy wil graag vanoggend die familie lees en dit is Dominikus Blom. Ek wil nog graag met hy stel, so baie daarom vanoggend. Hy weet net nie oor 3 weke gaan hy my weer bekend staan. Dankie vir die prioritering. Goeiemôre. Dit is vir my regtig lekker om by my geloofsfamilie terug te wees en julle almal hier te sien vandag. En julle sal onthou dat ek gesê het in die tyd wat ek weg is, gaan ek slimmer en fikser word. En glo dat beide is waar. Ek sal net so 'n bietjie uitbrei op die fikser. Maar kom ek deel net eers met julle ons familienuus vir die week. Die eerste wil ek net uitlig Ilse Marie, meeste van julle sal haar natuurlik ken. Sy ouma is in die week oorlede, wanneer was dit presies? Maandag. Haar ouma is maandag oorlede, so dink ook aan haar in hierdie tyd. So ruk terug daar was haar ouma baie siek, het sy eintlik heelwat herstel. In die week is haar ouma oorlede, so dink ook daar aan hulle. Dan, wat se vergadering is dit die week? So lang terug afkondigings gedoen en ek vergeet om te kyk by die afkondigings is. Die eerste ding is die verheegbediening. Sy vergadering gaan nie Dinsdag aand wees nie. Ons moet eintlik nog met mekaar gesels oor wanneer dit gaan wees, maar veral nie Dinsdag aand nie, want dan mis ons mekaar verskriklik baie. Ek weet nie of die is dat ek nie gesien het nie, maar die jong werkendes begin ook weer hierdie week Woensdag, so as jy voel soos 'n jong werkende, as jy meer as welkom om 6 uur in te skakel Woensdag aand, dan is daar senior bedieningsvergadering. Okay, word uitgestel. Die senior bedieningsvergadering word uitgestel, maar die jong mense kan by mekaar kom en die mense sukkel so 'n bietjie. En dan donderdag is die finansiële bediening en ons Bybelstudies begin ook die week. So en ek doen die eerste reeks, so julle gaan gou weer vra vir my oor Finansiële bediening is ook reg. Die finansiële bediening word ook uitgestel as julle gewonder het. Goed, fantasties. Dit is nou 'n goeie terugkeer wat ek hier vanoggend het. Ek wil dan graag uitbrei voordat ek by die verjaarsdag kom op die fikse. Derek het glo laasweek vir julle gesê dat ek wel besig is om te oefen. En dit is so, ek sal volgende week vir julle fotobewys bring wat daar is. En ek het dit nie self geneem nie, ek het dit ontdek. Maar Derek sê ook daar's 'n paar onsekerhede oor wat eintlik moet gebeur en waarvoor ons eintlik geld insamel en hoe dit werk. So ek dink om dit duideliker te maak. Die eerste ding is, ek en Derek gaan teen mekaar hardloop. Dit gaan 'n kompetisie wees. En ek moet so 'n bietjie gedink het presies hoe hierdie dinge nou gaan werk. En ek dink wanneer jy uiteindelik betalings maak, kan jy miskien byvoeg die hele ding, jy weet, gaan wie jy ondersteun. En dan sal ons dit so vol maak, jy weet. As jy dink dis Derek, dan gaan sy net baie vinniger vol word as dit myne vol word. Maar op die einde van die dag
bepaal hoeveel geld er gesamel word, hoe ver dit is wat ons teen mekaar hardloop. En Derek praat hier van onaardige kilometers, wat nie eens op daai bord is nie. En hoewel ek graag wil hê gemeente moet geld insamel, sal ek verkies as ons bietjie meer aardig sal wees en dan 10 kilometers teen mekaar hardloop. Ek wil gou hier inval, ek het vir 'n nuwe uitdaging. En dit gaan beteken dat ons meer geld gaan insamel. En dan gaan ons steeds teen mekaar hardloop. Maar Ryan het gesê, hy sal ook hardloop, maar ons gaan dan elkeen 20 kilometer hardloop. Nie ek So ek haal uit vanoggend vir 20 kilometer. Ek kan net as jy dit dan Enriquez en Ryan sal daai oggend 20 kilometer hardloop. Nou gaan ons dan moet doen dit. 150,000 rand. So dit is net so 'n treetjie terug op die einde van die dag gaan ek wen, maar wie sal hoe ver dit is. So Derek so ons sal nou maar sien vir julle sal as jy nie doen ons 10 kilometer. Maar goed, ek kan dit so aanvaar. Dan wil ek sê, kan ons vir jou afstaan uitkom. Ek dink ek mis nog ietsie wat afgestel en uitgestel is nie. Na kerk as iemand saam met my wil gaan draf. Ek besef ek is 'n bietjie agter en julle is welkom. Goed, ons verjaarsdag die week, Susan Viljoen, Pieter Deeken, Herman Pretorius en Susan de Waal. Julle kan voorkom. Dit is nie 'n genade saak, maar moet dit Daar is 'n spreekwoord wat sê, wysheid kom in die glas. Al die kinders kan maar vorentoe kom. Kan jy nog mee?
net bietjie oor 'n piknik, nee. Jy van wat? Teresa. Dress up. Kyk hoe mooi is ek afgedres vir hierdie piknik. Ons gaan vanoggend lees van mense wat dis amper soos 'n piknik wat hulle gehou het saam met Jesus. Ons het nou 'n paar keer met die afgelope paar Sondae gepraat. Ja, piknik is 'n ete en ons het hierdie afgelope paar Sondae gepraat oor Jesus wat saam met mense geëet het. En ons gaan volgende weer luister van Jesus wat saam met mense geëet het. Maar ons lees dat die mense daar op die groen gras gaan sit. Nou, ons het nou nie groen gras volgende hier nie. Ons het 'n lekker piknik kombers. Ons gaan nou nie buite sit nie, want daar is die banke op die parkeerterrein, so mense kan nie daar sit nie. So ons sit sommer hier op die piknik kombers vanoggend en ons gaan lekker piknik hou, maar julle gaan die piknik later by julle huis op die groen gras gaan hou. Is dit reg? So ek het nou vir julle elkeen 'n piknikpakkie saamgebring, maar my probleem is nou, is 'n bietjie meer kinders as wat ek pakkies gebring het, want daar agter sien ek is nog 2. So ek het so 'n bietjie ekstra goed saamgebring, maar ek gaan nou vra, kom ek gee vir jou so 'n pakkie. En ek sê vir jou een keer, sal jy my oorslaan, hè? Kom ons kyk nou net, jy mag dit nie nou oormaak nie. Jy kan het oormaak, want die papa en ma sê dat jy het oormaak, is dit reg. Maar anders kom ek ook in moeilikheid. Ek wil nou net eers kyk wat het ek alles hier. Hoe gaan ek hierdie probleem oplos? Ons gaan lees van Jesus wat brood meegemaak het en volgende piknikpakkies meegemaak. So, kom ons kyk bietjie, kan ek, ja, maar daar is nog twee maandjies daarachter, so ek het die so nog so, dit, en ek het nog dit, en ek het nog dit. Nou wil ek vir julle twee vra, ons kan 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kom ek gee vir jou pakkie daar agter, en jou pakkie daar so, en Gideon, met die pakkie, jy het die pakkie, jy moet nog die pakkie kan. Nou wil ek vir julle twee sissies vra, of julle 'n pakkie sal deel, Nora, dan gaan ek vir jou dan wil ek vir julle vra, of julle 'n pakkie sal deel, en dan gaan ek vir julle elkeen 'n ekstra koeldrankie, en 'n ekstra koekie, en 'n ekstra pakkie skyfies, is dit reg? En, sal julle die kaartjie in die vat, goed, en dan wil ek hê, julle moet vir daar maatjie, wat daar agter is. Daar agter in kinderkamer is nog 'n maatjie. So, vat hierdie, daar is eintlik 2 maatjies, so vat daar 2 maatjies, kom julle terug. En is dan nog koekies wat ek vir dit kan. So, omdat julle nou so baie ouder is, dat julle sal deel, en julle elkeen extra's reg. Nee, jy mag niks extra kry. Jy gaan die vraag sê. Goed. So, ons gaan dan nou lees van Jesus. Dis ook om ek sê, jy mag eers van die papa sê, maar die pakkie opmaak. Goed, kom ons bid saam, en dan sê ons vir die Here dankie, dat hy ook so mooi vir ons sorg. Ja, nou jy middag het geëet, mooi. Jy het mooi geleer. Vat die maatjie daar agter is aan.
saam met dank. Here, baie dankie dat U vir ons goed is en dat ons altyd kan sien dat U vir ons goed is. Dankie dat U vir ons goed is om ons te bederf met kos, wat ons elke dag kan eet en met water wat ons elke dag kan drink. Dankie dat U ons bederf met pakkies wat ons soms vir mekaar kan gee om te sê ons is lief en ons daar. En ek wil bid ook vir hierdie groepie kinders, dat U ook met hulle sal wees en vir hulle ook sal seën in hierdie week. Mag hulle ook U goedheid elke dag ervaar. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Is daar nog iemand anders wat vir jare te weet? Nora, wat is vir jare weg? Ons excuse, is daar also van die Korlaai van die ervaar. En dan is so vir Pieter die voorste, né? Pieter, met ons hand op. Allemaal. Goed. Dankie. Ek wil, voordat ons as skriflesing lees en die prediking aangaan, en waar ek vergeet om dit later te sê, so ek wil dit sommer nou sê, en sal sê hiervoor is pakkies brood, en ek wil u mooi om na die erediens so pakkie brood te kom haal, so 1 per gesin. Ek dink dat hier is 30 pakkies as ek dit nie mis het nie. En dan kan u met dit maak wat u wil. Jy kan dit met die huis self gaan eet en so met mekaar deel, of jy kan dit gaan uitdeel vir iemand en dalk met iemand sommer net ietsie praat oor die Here se versorging. So die hele gedagte is maar net, neem vandag vir jou brood en gaan deel dit met iemand. As jy dit in jou huis met mekaar deel, dan deel jy dit ook, dan is dit ook goed. En dan praat jy as gesin dan ook daaroor saam. So kom, neem asseblief met vrymoedigheid, later elkeen 'n pakkie brood asseblief. Ons lees uit Lukas 9, voordat ons lees, kom ons bid saam. Here, dankie dat U ook vir ons die woord vanoggend gee en dat ons ook die woord mag lees vandag. Mag ons dit ook hoor, mag ons daarna luister en mag dit ook ons groei. Amen. Na die skriflesing sing ons terwyl mense luister die 253. Toe die apostels terugkom het hulle Jesus alles vertel wat hulle gedoen het. En daarna het hulle saamgeneem in die rigting van die dorp Betsaida, waar hulle alleen kon wees. Maar die mense het dit te wete gekom en agter hom aangegaan. Hy het hulle verwelkom en met hulle gepraat oor die koninkryk van God. En die wat genesing nodig gehad het hy gesond gemaak. Toe die son begin sak, kom die 12 na hom toe en sê, stuur die mense weg, dat hulle by die dorpe en plase in die omtrek slaapplek en kos kan soek. Want ons is hier op 'n verlate plek. Gee julle vir hulle iets om te eet, sê Jesus toe vir hulle. Maar hulle antwoord, ons het niks meer as 5 brode en 2 visse nie. Of moet ons self vir hierdie klomp mense gaan kos koop? Net die mans van mekaar was omtrent 5000.
Toe sê Jesus vir sy disippels, laat die mense in groepe van so wat 50 gaan sit om te eet. Hulle het dit so gemaak en almal laat reg sit. Daarna het hy 5 brode en 2 visse geneem, na die hemel opgekyk en die seun gevra. Toe breek hy die brood en gee dit vir die disippels om aan die mense voor te sit. Almal het geëet en genoeg gekry. Wat oorgebly het hulle bymekaar gemaak, was 12 mandjies vol. Uitstuur en sê hulle gaan na al die dorpe toe, gaan verkondig die evangelie, maak die siekes gesond, dryf bose geeste uit, en so het hulle van dorp tot dorp gegaan, en dan namens Jesus as sy verteenwoordigers hierdie werk gaan doen. En dan lees ons van koning Herodes, wat van al hierdie dinge gehoor het, en baie ontsteld geword het, en hy van Jesus gehoor, en gewonder, wie is Jesus? En party mense het van gesê, maar dit is Johannes die Doper, en Herodes het gesê, maar dit kan nie Johannes die Doper wees, want ek het self hom laat onthoof, en ek het gesien dat hy dood is. Ander het gesê, dit is Elia. En dan lees ons, maar Herodes was bekommerd, en hy probeer om Jesus te sien, en hy het gesê, maar wie is hierdie man, wat sulke dinge doen? En dan lees ons van die 12 disippels wat terugkom van hierdie sending af. Hoe lang hierdie sending geduur het, sê Lukas nie vir ons nie. Maar dit kon dalk 'n paar weke gewees het, ons weet glad nie. Maar ons kan onsself net indink in die prentjie as die 12 disippels terugkom na hierdie sending waarop hulle was en die evangelie gaan verkondig het en die krag gebruik het wat die Here hulle gegee het om mense gesond te maak en geeste uit te dryf. En hoe hulle almal sou kom terugkom en ek dink hulle het meer gepraat as wat Dante praat, want hulle het meer gehad om te sê en die een wou dalk sê Jesus maar dit en dan sê die ander nie, maar wag, ek wil eers hierdie vertel en so kom hulle almal terug en hulle vertel van al hierdie goed wat gebeur het met hulle. Maar Jesus besef ook dat sy disippels fisies, geestelik en emosioneel uitgeput moes wees na hierdie sending. In Markus 6 vers 31 lees ons, daar was baie mense wat gedurig gekom en gegaan het, sodat Jesus en sy disippels selfs die kans gehad het om te eet nie, en hy sê toe vir hulle, kom julle saam na 'n stil plek toe en rus 'n bietjie. So, hierdie disippels kom terug, hulle kom vertel van alles wat gebeur het, hulle het hierdie intense sending gehad, waar hulle hard gewerk het in die koninkryk van die Here. En dan oorstroom die mense hulle weer eens, en Jesus sê vir sy disippels, maar kom ons gaan na 'n stil plek toe,
sodat julle 'n bietjie kan rus. En dan neem hy hulle na die gebied van Betsaida toe, aan die noordekant van die see van Galilea, en hulle het gedink daar gaan hulle in afsondering 'n bietjie kan rus. Maar die rus was hulle nie beskore nie, want die skare vind uit waar hulle is, en die skare mense stroom daarheen. En ons het seker gesê, maar asseblief tog, gee ons net 'n bietjie kans. Ons het nou hard gewerk. Ons was vir weke lank van dorp tot dorp, en ons het die evangelie verkondig. Ons is regtig uitgeput. Gee ons net 'n paar dae kans om te rus. Dan kan ons weer aandag gee aan julle. Baie van ons kom dalk soms op 'n punt, mense wat gedurig weer met mense werk, wat net sê, maar ek is 'n bietjie alleen, ek wil net 'n bietjie myself weer vind. En dan wil 'n mens baie keer sê, alweer mense, ek sê dit nooit, dit hoef nie bang te wees nie, maar daar is baie wat so sê, alweer mense, alweer iemand wat iets van my vra, alweer iets wat ek moet gee van myself. Maar wat is Jesus se reaksie? Ons lees, Jesus verwelkom hierdie mense. Jesus sien hierdie skare mense, en dan moet ons ook Jesus se menslike aard in ag neem, dat hy ook totaal mens was, dat hy ook uitgeput geraak het, dat hy ook dikwels in afsondering was, alleen saam met God die Vader, en nou is hy saam met sy disippels in hierdie afsondering, en dan stroom die mense na hulle toe, en Jesus verwelkom hulle. Jesus maak tyd vir mense in nood. Hierdie mense wat gebuk gegaan het onder al die laste van die fariseërs en die wetgeleerdes, waarby ons die afgelope paar weke stil gestaan het. Wat is rein en onrein, en wat mag jy en wat mag jy nie, en al hierdie wette by die wetgeleerdes op die skouers van die Joodse bevolking gelê, en daarby saam ook die druk wat hulle gehad het onder die Romeinse Ryk en die moeilike lewe. So hulle stroom na Jesus toe, want hulle smag na sy lering oor God se koninkryk van genade. Dis vir hulle iets nuuts om te hoor, want daar's genade by God. Jy hoef niks te verdien nie. Al hierdie reinheidswette en godsdienstige wette en rituele beteken eintlik niks nie. Jy kan kom rus in God se genade. Die uitgeworpenes, die mense wat aan die kante van die dorpe gebly het, die mense op wie daar neergesien is, die onreines, hulle het besef, hulle is welkom by Jesus, en daarom stroom hulle na hom toe, en hy maak tyd vir hulle. En soos wat die dag vorder, sien die disippels, maar hier is 'n krisis op hande. Want hier is hierdie duisende mense, die evangelies noem dat daar net mans alleen 5000 was. Dan kan ons dink as die vroue en kinders by mekaar was, en ons kan ons nie eers hierdie prentjie indink hoe dit moes lyk en hoe dit moes wees nie. Maar hierdie duisende mense wat daar is om na Jesus te kom luister, dit wys net wat 'n geweldige nood hierdie mense ook gehad het. En die disippels besef, maar hierdie mense gaan nou honger word, en 'n honger mens kan moeilik word. En daar is nie plek om kos te kry. En hulle het nie kos nie. En daarom sê hulle vir Jesus, asseblief stuur net die mense weg. Stuur hulle na die dorpe toe, na die plase toe, maak nie saak waarheen nie, dat hulle net hulle gaan kos kry, slaapplek kry, dat hulle net versorg kan word. Dit is die eerste keer dat Jesus se disippels so opgetree het. Hulle het dikwels mense eintlik weggejaag, weggewys. Ons lees van die Kanaanitiese vrou wat aanhoudend agter Jesus aangeloop het en gesê het, Here, ontferm U oor my.
En sy het later vir die disippels so lastig geword, dat hulle vir Jesus gesê het, stuur net hierdie vrou weg, want sy loop en skreeu hier agter ons. So hulle sien haar nood raak nie, hulle sien hulle eie verleentheid raak, en dan sê hulle, stuur haar weg, dat sy net ophou, asseblief. Ons lees van ouers wat hulle kinders na Jesus toe gebring het. En dit dat die disippels daardeur geïrriteerd geraak het. Gesê, maar hier is nie plek vir kinders by Jesus nie. Stuur hulle net weg, vat hulle weg. Hy het belangriker dinge om te doen. Juist daarom het ons op die kindermoment hier, om te sê, maar die kinders is so by Jesus welkom, hy omarm hulle, enige een is by hom welkom. Maar het is vir ons makliker om van 'n probleem ontslae te raak, as om 'n probleem aan te spreek en 'n oplossing te soek. Dit is vir die disippels makliker om net van hierdie probleem van hierdie duisende mense wat kos moet kry ontslae te raak, as om iets daaraan te doen. Want soms lyk 'n probleem vir ons so groot, dat ons geen oplossing kan sien nie. Want hoe is dit moontlik om vir 'n paar duisend mense op 'n afgeleë plek kos te kan gee? Ons kan nie eers vir die man by die robot kos gee nie, wat nog van 10.000 iewers in die veld. Maar Jesus sê vir sy disippels, nee, ons gaan hulle nie wegstuur nie. Julle gaan vir hulle kos gee. Hierdie disippels moes ontnigter gewees het deur Jesus se antwoord. En daarom vra hulle maar, moet ons gaan kos koop? Waar gaan ons die kos kry? Die ironie van die saak is ons lees dat Jesus daardie dag mense gesond gemaak het. So die disippels moes gesien het dat Jesus eintlik nog die hele dag besig is om wonderwerke te doen. Hulle sien waarmee hy besig is, maar dan sien hulle hierdie krisis en hulle sien hierdie probleem voor hulle, en dis al wat vir hulle belangrik is, dis al wat hulle raak sien. Hulle dink glad nie aan die moontlikheid dat Jesus iets aan hierdie probleem kan doen nie. Hulle dink glad nie daaraan dat hy 'n wonderwerk kan laat gebeur nie. So hulle sien die probleem raak, maar hulle sien nie vir Jesus raak nie. En nou wil ek myself hier onderbreek. U sal weet ek het verlede jaar die Dakse projek gehad. En baie mense het vir my gesê, jy gaan baie meer as R100.000 invorder. En ek gesê, dis onmoontlik. Dit sal nooit gebeur. As dit R30.000 kan wees, dan sal ek bly. Ek het gehoop vir 60, maar ek het gesê 30, dit sal goed wees. En ek het erken en bely dat ek vir Jesus buite rekening gelaat in daardie projek. En op die ou einde was dit ver oor die R100.000. So, ons laat Jesus ook nie buite rekening om 20 km te kan hardloop. Ons sien dit was 'n probleem, maar ons sien nie vir Jesus as die een wat die probleem kan oplos. En dan hoor Jesus van hierdie 5 brode en die 2 visse wat beskikbaar is. Die ander evangelie sê, daar was 'n seentjie met hierdie 5 brode en 2 visse. Lukas noem dit nou nie so nie. Maar ek het nou al baie gewonder, daardie arme kind, toe hier 'n oom kom en sê, kom, gee jou broodjies en jou visse vir my. Hoe moes daai kind voel? En wat het hy gedink, wat gaan ek aan jy? Maar hy het gegee. En Jesus
neem dan hierdie brood en die 2 visse. En dan noem al die evangeliese baie pertinent dat Jesus na die hemel opgekyk het en God daarvoor gedank het. Vir God dankie gesê vir hierdie bietjie kos wat hy in sy hand het, waarmee hy mense in nood kan voed. En dan begin hy met uitdeel. Almal het geëet en genoeg gekry. Nie een van die evangelies beskryf hoe hierdie wonderwerk plaasgevind het nie, maar die feit bly net, met 5 brode en 2 visse voorsien Jesus duisende mense om genoeg te kan eet. Maar dan noem die evangelies dit ook baie pertinent, dat dit vir Jesus baie belangrik was, dat niks vermors moes word nie. Die disippels moes die oorskiet by mekaar maak. Ons het verlede week ook gepraat oor voedsel wat vermors word, restaurante wat te veel kos maak en dit weggooi. Ons wat baie keer kos laat sleg word in die yskas of iewers in ons huis en dan moet ons dit weggooi. Jesus sê, niks word weggegooi nie. Gaan maak dit by mekaar, sodat dit weer gebruik kan word. Sit nou die afgelope 4 Sondag stilgestaan by saam eetgeleenthede met Jesus. Saam met Jesus aan tafel. Of saam met Jesus dan op gras, amper soos 'n piknik. Wat leer hierdie saam aan tafel met Jesus ons? Wat het ons hierdie afgelope 4 Sondae elke keer gehoor? Ons het gehoor, hoop ek, van Jesus se omgee vir mense. En dat Jesus nie onderskeid gemaak het tussen mense. En dat Jesus al hierdie wettiese reëls van reinheid en onreinheid en al hierdie afstande tussen mense van belangrik en onbelangrik afgebreek. Jesus gaan eet by Lewi die tollenaar, die sondaar, om te wys, hy vereenselwig hom met die sondaar mense, dis vir hom goed genoeg om in sy teenwoordigheid te wees en by hom genade te vind, om hom te kan volg en selfs 'n disipel van hom te kan word en 'n evangelie te kan skryf. Ons het gelees van Jesus wat in die Fariseërs se huis was en die sondige vrou van die dorp wat eenkant aan die kant van die dorp waarskynlik gebly het, die hele bottel parfuum op Jesus se voete uitgegooi het en sy voete met haar hare afgedroog. En dan sê Jesus vir haar, gaan in vrede, jou sonde is vergewe. Dit terwyl die Fariseërs op haar neergesien het en in Jesus se koningskap getwyfel het en gesê, as hy 'n profeet was, dan sou hy geweet het wie hierdie vrou is. Jesus breek hierdie grense van reinheid en onreinheid af. En hy sê vir hierdie vrou, jy kan in vrede gaan. Jou sonde is vergewe. Verlede week was ons weer saam met Jesus, weer by 'n Fariseër se huis. En waar Jesus as ware 'n spieël na hulle uitgehou het en gesê, maar sien julle lewe raak, sien julle skynheiligheid raak, sien julle onegtheid raak, met die hoop dat hulle dit sal verander, dat hulle self kan sien van wie hulle regtig is. En dat Jesus vir hulle gesê, maar julle eer lê nie daarin dat julle met eerbied op straat begroet word, en julle eer lê daarin dat God
jou eer deur jou genade te gee. Ons sien vandag dat Jesus mense se nood raak sien en dat hy oorvloedig in hulle behoeftes voorsien. En dit is wat my opgeval het in hierdie gedeelte van vandag. Die oorvloedige, oordadige genade en versorging van God. En dat ons miskien meer vir mekaar daarvan moet vertel. Dat God vir my oordadig versorg en voorsien. Daar was genoeg kos vir hierdie skare mense. Te veel. Net terwyl die disippels net 'n probleem raak gesien het. Maar Jesus die probleem opgelos het. Ek het aan die begin van die reeks gesê, saam met wie jy eet en hoe jy eet, sê baie oor jouself en oor hoe jy is. Saam met wie Jesus geëet het en hoe hy saam met hulle geëet het, sê geweldig baie oor wie Jesus is en hoe hy is. Hierdie saam eet geleenthede saam met Jesus aan tafel het vir ons gesê, Jesus se liefde, sy genade, sy omgee, sy versorging van mense, is ver meer as wat ons ooit kan dink. Dit is oorvloedig. Dit is oordadig. Wat 'n voorreg om saam met Jesus aan tafel te kan wees. Amen. Kom ons sing lied 568, waar hy net so bly sit.
ook bely dat ek dikwels 'n probleem raak sien en u nie sien as die een wat die probleem kan oplos nie. Dikwels vertrou ek nie dat u die God is wat oorvloedig en oordadig kan voorsien. Al sê ek dit ook so baie vir mense. Daarom bid ek Here dat u ook vir my persoonlik sal leer en daaraan herinner dat u die God is wat oorvloedig en oordadig voorsien. Ook vir die gemeente, ook as ons 'n bazaar het, 'n fondsinsamelingsprojek, verras u ons telkens en wys u dat u die God is wat oordadig voorsien. Mag ons elkeen dit onthou en mag ons u woord daarop neem. Here, maar dankie dat ons ook hierdie afgelope paar Sondae daaraan herinner kon word dat almal van ons by u welkom is. Maak nie saak wie ons is nie. Maak nie saak hoe groot ons sonde is nie. Maak nie saak hoe onbelangrik ons in ander mense se oë is. Vir u is ons elkeen belangrik, lewensbelangrik. Dankie dat u arms vir ons elkeen oopmaak en dat u genade op ons elkeen uitstoot. Dankie dat ons elkeen in ons nood na u toe kan kom. Of dit fisiese nood, of finansiële nood, of geestelike nood is. U sien ons raak. En u raak ons aan. Dankie dat ons vir 'n paar Sondae saam met u aan tafel kon wees. En daaruit kon leer wie u is. En hoe u is. Wanneer ons saam eet, al is dit net saam met ons gesin, dalk saam met ander mense, mag ons altyd onthou dat dit ook wys wie ons is en hoe ons is. Ons gesprekke wat ons voer rondom 'n etenstafel, dit sê so baie van ons. Die manier waarop ons met kos omgaan, dat ons kos vermors, sê vir ons dat ons nie regtig is in die mense in nood. Dankie dat u ons net weer kom herinner dat ons deel is van 'n samelewing in nood. U het die disippels uitgestuur om die evangelie te gaan verkondig, en vir hulle krag gegee om wonderwerke te doen. So stuur u ons ook uit, om mense ook na ons etenstafel te nooi, of om dalk saam met iemand iewers op 'n stuk gras te gaan sit, en 'n broodjie met iemand te deel, en die koninkryk te verkondig. Dankie Heilige Gees, dat u ons daarin lei, en dat u vir ons die krag daarvoor gee. Amen.
Onthou asseblief om die brood hier te kom neem en staan dan vir die seën van die Here. Gemeente, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, ons Vader, en die kragtige teenwoordigheid van die Heilige Gees met julle elkeen wees.